Johannes 12 vers 1 tot 11. Dis 'n storie eintlik wat my baie na in die hart vat, want dit is eintlik iets wat, as ons daaraan dink, eintlik 'n groot betekenis het. Maar gaan vir ons open met gebed. Baie welkom aan elkeen wat hier is. Baie dankie dat julle hier is. Dis mos nou lang naweek, soos altyd nou gesê het, so die mense is maar seker min, hulle is besig, hulle is weg. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir elke siel wat hier is vandag, Here. Dankie vir die woord wat ek kan deel vandag, Here. Dankie dat die Heilige Gees hierdie woord geïnspireer het en dat hierdie woord deur die Heilige Gees gespreek word, nie deur my nie, ek is maar net die instrument, Here. Vader, dat elke woord wat hier uitgaan ingeneem sal word, waar dit ook al gaan hierna, Here. Vader, dat dit betekenis sal hê en dat waar dit ook al gaan, dat dit iemand sal aanraak, selfs na die tyd, Here. Hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons hier kan wees. Dankie vir die voorreg om uit ons Bybels uit te kan lees, om te kan bid, om U naam groot te kan maak, om oor U te kan praat, Here, sonder om vervolg te word. Vader, ons bid vir elkeen wat nie is vandag nie, Here. Ons weet is lang naweek, waar hulle ook al gaan, dat hulle sal veilig hou, Here. As hulle op die paaie is, dat hulle veilig sal terugkom na hulle huise toe, wanneer hulle klaar is. Here, dat julle sal vooruitgaan, dat julle sal behoed en bewaar, Here, maar ook sal bewaar teen die bose. Vader, wees ook met ons in hierdie week wat voorlê. Vader, bo alles vra ons dat hierdie woord 'n geseënde woord sal wees. Vader, dat dit ons sal raak in die hart. Here, en dat dit ons sal moed gee vir die week, Here. In Jesus naam. Amen. Nou Maria, ons almal weet mos nou Maria, Jesus het 7 demone uit haar uitgedryf. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Nou Lazarus was Maria se broer. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Nou in die jong dame se lewe van daai dae, het hulle ouers vir hulle op 'n sekere ouderdom 'n geskenk gegee, en die geskenk was die nardesalf. Dit was 'n diersalf gewees, maar die dogter se doel met hierdie salf was dan gewees om dit te hou vir wanneer sy gaan trou. Dit was vir haar vooraand, wanneer sy nou gaan trou, dan het sy haarself gesalf met hierdie salf, sodat sy kon lekker ruik vir haar man, want die reuk was 'n baie sterk reuk, en dit was baie diersaam. En Maria, die Bybel sê sy was 'n sondares. Die Bybel sê nie presies wat sy gedoen het nie, maar sy was bekend onder baie mense vir die sonde wat sy gedoen het. So, die gedagte daar is dat sy dalk nie 'n maagd was nie. So, die kans dat sy kon trou was nou klaar weg. Maar sy het daai nardesalf gebruik om haar bruidegom se voete te salf. Want sy het die prentjie gekry, sy het die opdrag gekry om Christus gereed te maak. In haar gedagtes was dit om Christus te gereed te maak of af te salf vir wat ook al voor lê. En vir ons wat dit lees, dink ons, sy het hom gereed gemaak vir die graf. Maar eintlik het sy hom sommer klaar gereed gemaak vir wanneer hy terugkom. Want in daai dae, wanneer die bruidegom gekom het om sy bruid te kom haal, was die hele dorp in rep en roer gewees. En aan die vriende
van die bruidegom het hom probeer keer, hulle het hom probeer terughou, terwyl die ander gegaan het om die bruid te gaan waarsku dat hy is op pad. Sodat sy haarself kon salf met hierdie salf, haarself kon gereed maak, haarself kon mooi maak, voordat hy kom. En dis ook waar ook die storie van die 10 maagde inkom met die lampies, want hulle is maagde. Hulle het nog geen man nie, hulle het nog geen boyfriend nie, nog geen verloofde nie. So hulle het gaan staan en wag by die ingang waar die bruidegom gaan gehou word, sodat die vriende van die bruidegom hulle gesigte kan sien. Dis hoekom hulle die lampies gehou het, sodat daar lig op hulle kan wees, sodat die vriende van die bruidegom hulle kan sien en dalk verlief raak op hulle, sodat hulle ook eendag 'n bruid kan wees. Dis 'n baie romantiese storie as ons daaraan gaan dink hoe dit gebeur het, en daar's 'n rede hoekom Jesus vir ons hierdie stories in die Bybel laat sit het, en hoekom ons dit in ag kan neem, want dan verstaan ons wanneer Christus kom om sy bruid te kom haal, wat ons is. Dat ons moet gereed wees, ons lampies moet brand, ons moet genoeg olie hê, ons moet die lig op ons hou, ons moet nie laat ons lig uitgeblus word nie. Want daai 5 dwaase dames se vlam was dood. Daar was nie meer lig op hulle nie. Hulle was nie meer ligdraers nie. Hulle was in die duister. En hulle moes gegaan het om die lig te gaan soek, en hulle kon dit nie kry nie. Want hulle olie was op, hulle geloof was klaar. Maar daai 5 wat gereed was, die kanse dat hulle ingegaan het, was mos nou baie beter. En hulle het ingegaan, en die wat nie olie gehad het nie, toe hulle terugkom was die deur toe. Want die bruidegom het eers in middernag gekom. Maar wat hier gebeur het, terwyl hulle hierdie ete hou en Maria kom en sy begin Jesus se voete te salf, kan ons maar net dink aan hoe die atmosfeer verander het binne in daai plek. Die hele plek was gevul met die reuk van daai salfolie. Maar toe sê die een disipel, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat vir Jesus sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Luister mooi, en dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was, en die beurs gehaat het, en die bydraes geneem het. So al die inkomste wat hulle gekry het, as 'n span, in die bediening wat Jesus gedoen het, want natuurlik is mense is genees, in baie siektes, en baie kwale. So baie keer wanneer so iets gebeur het, het die mense mos gegee, omdat hulle bly was, omdat hulle vreugde in die hart gehad het, want hulle is genees. En Judas Iskariot was die een wat hierdie geld hanteer het, en die woord sê, hy was 'n dief, hy het die bydraes geneem vir homself. En hier sien hy nou iets kosbaars wat gebruik word op Christus, en in sy oë word dit nou gemors, want hy kan die geld gebruik. Hy het 'n plan met die geld. En ons moet verstaan dat hier op hierdie oomblik was die duiwel nog nie in Judas gewees nie, maar hy was 'n dief. Toe sê Jesus, laat daar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Nou Maria het nie geweet wat haar doel in die lewe was nie, voordat sy Jesus ontmoet het nie. Sy het nie geweet dat hierdie kosbare salf gehou word eintlik vir Jesus nie. En die dinge wat sy gedoen het, was dalk verkeerd in die mense se oë, dis sonde in die mense se oë. Maar Jesus het gekom en hy het haar vergewe, hy het haar skoon gewas, hy het haar herstel. En haar lewe het verander. Die demone, die magte is uit haar uitgedryf gewees. En die dankbaarheid wat in haar was, dat Christus haar lewe verander het. Dat sy nie meer die mens was wat sy was nie,
het sy gaan wys deur haar kosbaarste salf te gebruik op sy voete. En haar hare gebruik het om dit af te droog. So haar hare het ook geruik na hierdie salf. Net soos Jesus se voete. En hy sê dit duidelik dat sy het hom kom gereed maak vir sy begrafnis. En ek dink nie die mense het dadelik besef wat Jesus nou eintlik sê nie. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Jesus het vir baie duidelik gesê dat daar kom 'n dag, binnekort, wat hy nie meer daar gaan wees om saam met hulle te wandel in die vlees nie, maar onthou sy belofte is dat hy stuur die Heilige Gees, hy stuur die Trooster om saam met ons te wees, want hy gaan aan die regterhand van God sit. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. So baie van die Jode wat nou in die tempel besig was, wat nou eintlik ortodokse Jode was, wat nie hierdie leringe van Jesus wou aanvaar nie, wat beplan het om hom dood te maak. Hulle het ook gekom om te kom kyk en te luister na Jesus. Hulle het ook gekom om te kom sien hierdie Lazarus wat dan dood was, want Lazarus was ook daar. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. Hulle wou vir Lazarus ook doodmaak, want Lazarus was 'n baie doeltreffende getuienis, want hy was dood vir 4 dae. En Jesus het hom met die dood uit opgewek. Hoekom 4 dae? Want jy sien, in 4 dae het jou liggaam so verander. Die wurms het al begin vreet. Hulle het nie yskaste gehad in daai dae nie. So dit is baie groter wonderwerk as net 'n persoon wat dood was en opgestaan het. Dit was eintlik 'n mens wat al begin vrot het en lewendig gemaak is. Want dit is wie ons God is, dit is wie ons Christus is. Hy maak nie net lewendig nie. Hy herstel alles van binne af. Omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. So baie van die Jode, baie van die priestersambt, tempelbewoners, het hulle werk verlaat en agter Jesus aangegaan as gevolg van Lazarus se getuienis. Ons kan net dink aan hierdie groot atmosfeersverandering. Toe Maria daar op haar knie voor Christus kniel en sy daai narduspot breek en die olie oor Christus se voete uitgiet. Want op daai oomblik het sy 'n opdrag gekry van die Heilige Gees af, wat sy uitgevoer het. Sy het nie omgegee wie sê wat nie. Onthou, 'n vrou in daai dae het nie 'n plek gehad nie. Al die ander wat daar teenwoordig was sekerlik mans. En hier kom sy as 'n vrou en beweeg tussen hulle in, sonder skaamte, en sy breek daai pot, en sy gooi daai olie oor Jesus se voete uit. In die ander evangelieboeke lees ons ook dat sy daar trane gebruik. Hoekom? Hoekom sal sy so iets doen? Haar beste gee. Want sien, sy weet wie sy was. Sy weet waar sy was. Sy weet, daar was geen ander oplossing vir haar nie, want sy sou nooit toegelaat geword het om 'n offer te vat na die tempel toe, sodat haar sonde ook vergewe kan word nie. Want die priesters in daardie dae het die mense erg geoordeel, sodat ons kan sien wat het gebeur.
Die blinde man wat na die tempel toe gegaan het, toe die priesters vir hom vra, wat het jy gedoen om te kan sien? Toe sê die man, hy weet nie, maar Jesus het hom aangeraak en hy was blind en nou kan hy sien. En toe sê hulle vir hom, wie het van hom 'n priester gemaak? Want die woorde wat hy gebruik het, kom uit die Bybel uit. I once was blind, but now I can see. Sien, ons almal was blind op 'n tyd. Almal van ons. Nie een van ons kan sê ons het die regte pad geloop van die begin af nie. Nie een van ons kan sê daar is geen sonde in ons lewe, daar is geen fout in ons lewe, daar is geen swakheid in ons lewe, daar is geen twyfel of vrees in ons lewe ooit gewees nie. Nie een van ons kan dit sê nie. Want ons almal was blind op 'n tyd. Maar daar het 'n dag gekom, daar het 'n uur gekom, wat ons kon sien. Waar die Here ons oë geopen het en ons 'n verandering gemaak het in ons lewe. Waar ons gestaan het en gekyk het na ons lewe agtertoe en dit bely het voor God, omdat ons weet, ons was blind, ons was swak, ons was in vrees, ons was in twyfel, ons was in sonde. Ons was in die duister, ons was in die leuen. Want ons Jesus, toe hy aan die kruis sterf vir ons sondes, kon ons oë oopgaan. Kon ons die kans kry in ons lewe om te sê, ons was voorheen op die verkeerde pad, maar nou begin ons op die regte pad te wandel. Ons laat die Heilige Gees toe om ons te lei. Ons laat die Heilige Gees toe om ons te leer. Ons maak foute, maar wel, ons bely ons foute voor die God Almagtig deur die bloed van Jesus. En hy tel ons op en hy versterk ons. Hy laat ons weer groei. Elke vrug van die Heilige Gees. Ons is nie een volmaak nie, nie een van ons het al die vrugte in volheid in ons lewe nie. Maar ons weet, soos ons die pad stap, soos daar tekortkoming kom, dan klaar die Heilige Gees ons aan. En ons begin let op ons foute en ons begin let op dit wat ons verkeerd doen. Maar die hoofdoel daarvan is, ons moenie terugkyk nie. Ons moet nie agtertoe kyk nie, ons moet vorentoe kyk, ons moet fokus op Christus wat ons vooruit gaan. Want solank as wat ons in die verlede lewe, solank gaan ons nie kan vorentoe beweeg nie. As ons God vertrou, vertrou ons hom op ons toekoms, nie op ons verlede nie. Jy weet, vanmôre toe ek na die Bybel lees toe ek die Here vra om vir my die skrif te gee vir vandag. Toe is ek eers daar by Handelinge 14 gewees. En dit is die gedeelte waar Paulus gestenig word. En ek dink so by myself, ek soek so 'n mooi woord vandag, sodat ons net 'n bietjie kan bemoedig voel vir die week. Nou Paulus was gestenig. Handelinge 14. Nadat die mense, die heidene, daar waar hulle gegaan het in Ikonius, het hulle vir Barnabas en vir Paulus gesien as gode. As gode. En hulle het selfs offers na die tempel toe gevat, want in daai dae was daar tempels gewees vir die afgode, vir Zeus en al die ander afgode wat ons nou behandel het in die Bybelstudie klas ook. En daar was 'n priester by daai tempel gewees. En daai priester het offers gevat na daai tempel toe. Vir Barnabas en vir Paulus.
En hulle het vir hulle gesê, maar ons is nie gode nie, ons is mense soos julle, maar ons bring julle die woord van Christus Jesus. En die Jode het van die heidene opgesteek, want baie van daai mense het tot inkeer gekom, hulle het tot bekering gekom, en hulle het disippels geword, sê die woord. Hulle het hulle verlede agter hulle gesit. En Paulus was gegryp en gestenig, en hulle het gedink hy's dood en hom daar gelos. Nou luister mooi wat gebeur toe. Die gelowiges het gekom en 'n sirkel gemaak om Paulus. Nou daar staan nie hulle het gebid nie, maar ons weet dat hulle daai sirkel gemaak omdat hulle gebid het. En Paulus het opgestaan. So daar het baie meer dinge gebeur as wat ons regtig besef. Wanneer ons regtig die Bybel begin lees, dan begin ons hierdie dinge sien. Dis nie net dat ons blind was voorheen en nou kan sien nie, dis ook, ons was dood, maar nou is ons lewendig. Ons was dood as gevolg van ons sonde, as gevolg van ons tekort aan kennis van die woord, tekort van liefde vir God. Maar nou het ons die lewe ontdek. Want dit maak nie saak wat die wêreld op ons plaas nie, dit maak nie saak wat hulle in ons pad gooi nie, dit maak nie saak wat gebeur in hierdie wêreld nie. Ons toekoms is in God se hande. En sy belofte is vir elke een wat op hom vertrou, die ewige lewe ingaan. Met die dag na die oordeel, dan gaan ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kry. Dan is daar nie meer dood nie, want die dood is oorwin. Dis die belofte aan die einde van Openbaring. Openbaring is 'n boek waarvoor baie mense so bang is om te lees. Hulle is so bang oor die dinge wat gaan kom en gaan gebeur. Hulle is so bang om te lees van daai dinge, daai geweld en daai afskuwelike dinge wat gaan kom. Maar ons moet nie bang wees nie. Dit moet ons verbly, want ons weet, daai is tydelik. Soos wat die Bybel sê, wanneer 'n vrou in geboorte ingaan, dan is die pyn daar. Die pyn is onverduidelikbaar groot. Maar wanneer die kindjie gebore word, dan word die pyn dadelik vergeet. En hierdie tyd, wat die Bybel van praat, daar gaan pyn wees, maar daar kom 'n dag wanneer die lig opgaan. En die pyn gaan vergete wees, en dit is waarvoor ons uitkyk. Dit is waarvoor ons opgewonde is, dit is waarvoor ons bid, dat die hand van die Here oor ons sal bly. Soos Maria daar voor Jesus se voete kniel, en die trane rol, kan ons net dink wat in haar hart aangaan, ons kan net dink wat in haar gedagtes aangaan. I once was lost, but now I'm found. Ek was verlore, maar nou is ek gevind. En Maria met haar kosbaarste goed maak Christus gereed vir sy begrafnis sonder dat sy dit weet. Maar in haar hart weet sy dat sy het voorheen nie 'n kans gekry vir die ewige lewe nie. Maar Jesus het haar verlos. Hy het haar verlos van haar verlede. Hy het haar skoon gemaak. Hy het haar gereed gemaak. Ons kan maar net dink toe sy hoor, Jesus is daar. Toe stap sy net en gaan haal daai pot. En sy druk deur daai mans. Sy maak haar pad oop tot by Jesus se voete. Maar net een man klaar. En dis die man met die dief.
die diefhart. Hy wat ander planne gehad het, wat nie die goed kon sien nie, wat nie wou verander nie. Dag in en dag uit het hy die wonderwerke van Jesus gesien, maar hy het nie verander nie. Hy was te selfsugtig. Maar hier kom die vrou wat 'n sondares was. En sy dink nie aan haarself nie. Sy is nie selfsugtig nie. Sy gee haar beste. Sy gee haar trane. En sy salf Jesus af. Sy maak hom gereed. Sy maak hom gereed vir die grootste gebeurtenis ooit. Sy maak hom gereed vir sy kruisiging. Daai selfde voete is waar die spykers deurgegaan het. Daai voete wat sy gesalf het. Daai voete wat geloop het. Kilometers en kilometers in 3,5 jaar wat hy mense bedien het. Wat hy mense genees het. Wat hy brood gebreek het en duisende gevoer het met brood en vis. Waar hy die woord van die lewe gedeel het met die mense. Waar hy sy disippels opgelei het, sodat ons hierdie woord kan ontvang, soos ons het vandag. En hier kom Maria. Wie het nou ooit gedink, dat die Here sou iemand kies om sy voete af te salf, voor sy dood, wat gedoen het wat sy gedoen het. Maar hy het haar gekies, want haar hart was op die regte plek, al was sy 'n sondares, het sy nog steeds 'n goeie hart gehad. Want ons God is 'n God wat die hart en die niere deursoek. Hy toets ons. En Maria het hy toets geslaag. Dis hoekom het God haar genees deur die hande van Jesus. En so as ons terugkyk in ons eie lewe, elkeen van ons weet wat ons verkeerd gedoen het in ons lewe. Ons weet waar ons mense dalk sleg gepraat het, of waar ons iets gevat het wat ons nie moes nie, of waar ons kwaad was, of iets stikkend gebreek het, of iemand gevloek het, of iemand geslaan het, iemand seer gemaak het. Ons weet waar ons die verkeerde dinge gedoen het. Maar ons weet ook, daar het 'n dag in ons lewe gekom wat ons 'n besluit gemaak het. 'n Besluit om ons lewe te verander. Sodat ons ook soos Maria kan sit by die voete van Jesus. En net ons beste kan gee. En die beste wat ek en jy kan gee, is wat uit ons harte uitkom. Om opreg te wees. Om liefdevol te wees, om gevul te wees met die liefde wat God vir ons gee. Om vir mekaar lief te hê. Om vir mekaar om te gee. Ons moet besef, ons maak foute. Ons word soms kwaad, ons sê soms dinge. Ons doen soms dinge wat ons nie moet doen nie. En baie keer reageer ons ook seer uit van die verlede. Maar hier sit Maria. Ons kan net dink wat se seer sy gehad het al in haar lewe. Hoeveel mense het vir haar gesê sy is 'n sondares? Jesus meng met haar. Hoeveel keer was sy beledig as gevolg van haar verlede? Maar sy skoon gewas. Daai goed is uit haar uit. Sy is 'n nuwe mens. Want Jesus het haar gekies vir hierdie dag. Om haar kosbaarstes te gee. En om hom gereed te maak. Vir die grootste dag wat kom. Die dag wat my en jou lewe verander.
Die dag wat vir elke een van ons in hierdie wêreld 'n kans gee om ons lewe te verander. Om van die groot breë pad af te klim en na die noupoort toe te gaan, om dit te soek. Ja, en baie keer is dit nie 'n maklike pad nie. Maar elke dag maak ons daai keuse. Elke dag maak ons die keuse om die stof af te skud en voort te gaan, voort te beklei. As ons kyk na die stories van Paulus in Handelinge, hoeveel keer was hy in skipbreek? 3 keer. As 'n mens in 'n skipbreek was, daai het jy alles verloor wat jy gehad het. Alles, al die besittings, al jou klere, alles is weg. Hier het hulle hom gegooi in Handelinge 14 met klippe en gelos vir die dood. Maar dit waarvoor die Here hom gekies het, was nog nie klaar nie. En die disippels het gekom en hulle het kom 'n sirkel maak om hom en hulle het gebid dat hy kan opstaan. En hy het opgestaan. So vandag sê ek vir jou, solank as wat jy asemhaal, is die Here nog nie klaar met jou nie. Of jy nou daar is om sy voete te salf, omdat jy weet hy is jou bruidegom, of jy nog hier is omdat jy weet daar's iets wat jy moet doen vir iemand, wat dit ook al is, jy is nog hier vir 'n rede. Jy is hier om mense se lewens te verander. Jy is hier om vir mense die pad te wys. Jy is hier om die skoene aan te trek wat Jesus jou gee. Dink aan al die afstande wat Christus geloop het om te doen wat hy moes doen. En op sy laaste daai kruis dra vir ons, in ons plek. Hy het ons genees, hy het ons opgetel, hy het ons versorg, hy het ons met die geestelike voedsel beginne voer, hy het ons verlede afgewas, hy het vir ons 'n nuwe toekoms gegee. Ons wenpaal is die ewige lewe. Wanneer ons daar saam met Christus is, in die nuwe hemel en die nuwe aarde, wanneer daar geen meer dood is nie, geen meer sonde is nie, geen meer bose magte is nie, wanneer ons wandel in die lig, wandel in liefde, wandel in lewe, want alles in die Bybel gaan oor die liefde. Die liefde is kosbaar. En wie het nou gedink Maria het liefde in haar gehad? Maar dit is 'n aksie van liefde wat sy gedoen het toe sy Jesus se voete kan was. 'n Liefde wat min mense kan betoon, want wie is daar tog om ons voete te was ooit? Wie is ooit bereid om voor jou te kniel en jou voete te was? Om hulle kosbaarste besitting te gebruik om jou voete te was? Dis 'n groot aksie van liefde. Nederigheid. En dit is iets wat ons vandag sien, al hoe minder plaasvind, is mense se nederigheid. Toe hulle vir Christus vra, wat is die eerste gebod? Het hy dit baie duidelik gegee, baie maklik. Hy het nie al 10 die gebooie genoem nie, maar hy het dit in al 10 in 2 reëls gemaak. Jy moet God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en met al jou krag. En die tweede een, naaste aan die, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoeveel mense sien ons vandag nog steeds liefwees verander?
Hoeveel mense sien ons eerder wegstap deesdae, voor hulle iets goeds wil doen? Hoeveel mense sien ons vandag verskonings maak, hoekom hulle nie iets goeds kan doen nie? Vandag kyk ons na Maria as 'n voorbeeld. Laat ons die minste wees. Laat ons nie hoogmoedig wees nie. Laat ons aksie vat wanneer ons moet. Laat ons liefde betoon wanneer ons moet. Nie dat mense van ons moet advantage vat nie, maar dat ons dit op die regte manier gebruik wanneer die Here vir ons die opdrag gee om dit te doen. Want Maria, ja, sy kon daai gaan gee het vir Judas, dat hy het verkoop, met die gedagte dat hy dit vir die armes gaan gee, en die armes gaan help. Maar dit was nie sy plan nie. En God het dit geweet. Daarom het hy haar gestuur met daai olie om Jesus se voete te was. Die atmosfeer in daai vertrek, met die lekker reuk wat daar was, moes iets fantasties gewees het. Ons kan nie dink, toe Judas stil bly, toe Jesus hom stil maak met wat hy sê, het dit stil geraak al binne. En ek kan myself indink, dit moes die mense geraak het by die harte. Want elke keer wanneer ek hierdie storie lees, dan voel ek dit in my hart. Want hierdie vrou weet wie sy was. Sy weet wat sy gedoen het in haar verlede, en sy weet dat sy is verlos deur hierdie man wie se voete sy nou was. En so is ek en jy ook verlos. Ons kyk vorentoe. Ons hou ons fokus op ons Vader, ons Skepper. Want hy het vir ons 'n nuwe lewe beloof. Die ou lewe is verby. Ons lewe nie in die verlede nie. Ons lewe in die toekoms. Ons kan nie, soos Lot se vrou, in 'n soutpilaar verander nie. Ons kan nie verander in iets wat nie lewe nie. Die verlede steel by mense. Die verlede vernietig mense. Die verlede ontneem mense se toekoms. Want hulle bly daarop hamer. Hulle bly daarna kyk. Maria het 'n besluit gemaak daai dag. Sy het haar beste gegee. Want haar verlede is verby. Sy is 'n nuwe mens. Die liefde was in haar hart. Die opgewondenheid was in haar hart. Die trane was nie trane van hartseer nie. Of dalk was dit omdat sy in die gees geweet het dat Christus gaan sterf aan die kruis. Maar haar trane was ook eintlik blydskap omdat sy weet, hierdie man wie se voete ek nou was, het my rein gemaak. Hy het my skoon gewas. Dis die minste wat ek nou kan doen vir hom. Ons fokus moet verander na wat kan ons vir Christus doen? Want hy het ons 'n nuwe lewe gegee. Hy het ons gered. Hy het ons oë oopgemaak. Hy het ons laat sien. Hy het ons lewend gemaak. Hy het ons uit die donkerte na die lig toe geneem. Wat kan ons doen? Hierdie gedeelte kan julle ook lees in Matteus 26. Ek hoop julle het elkeen 'n wonderlike week wat voor lê, 'n geseënde week, vol krag, vol lewe, vol liefde, vol genade, vol seën. Net so wat God dit kan gee deur Christus.
Mag die Heilige Gees julle leiding gee, mag hy julle krag gee. Hemelse Vader, dankie Here, dat ons elkeen hier kan wees vandag om hierdie woord te hoor, Here. Here, om te besef dat U genade is groter as enig iets op hierdie aarde. Al wat U van ons begeer is om ons harte oop te maak vir U. Om terug te keer na U as ons weggedraai het of as ons bietjie afvallig geraak het. Om nie ons fokus te hou op die verlede tyd nie, maar op ons toekoms te kan fokus, om te weet dat U ons elkeen geroep by die naam en ons is nog hier want daar is werk vir ons om te doen. U woord sê baie duidelik, die oes is groot, maar die werkers is min. Here, dankie vir elkeen wat U geroep het, Here. Wat soos Maria met 'n opregte hart optree en doen wat hulle moet doen. Wat nie net sit en wag vir iets nie, maar weet, hulle is daar omdat hulle iets het om te doen vir U, Here. Dankie, Here, vir elkeen wat optree en help in dit wat hulle doen, om U evangelie ook te kan versterk en te vergroot, Here. Dankie vir elke hulpmiddel wat daar is, wanneer ons beweeg, Here. Here, ons lewe in 'n tyd wat ons sien hoe die mense se gemoede verander. Maar ons weet ook, Here, dat U 'n plan. Here, want almal was blind op 'n stadium, maar sommiges kon daarom weer sien. Here, en ons weet U 'n plan in hierdie dae. Ons weet U kom 'n herlewing soos min gesien het, Here. En dat die wat daar is om die opdragte uit te voer, Here, staan in die posisies in die liggaamsdeel waar hulle moet wees, in die liggaam van Christus. Here, U alleen maak die hande, die vingers, die voete en die tone bymekaar, die bene, die hart, die kop, die oë. U alleen voeg dit bymekaar en U alleen vorm die liggaam soos dit moet wees, Here, in 'n eenheid. Sodat ons in daai eenheid kan beweeg, en daai eenheid kan staan en in daai eenheid kan beklei. Here, vanmôre sê ons net dankie. Dankie vir dit wat U in ons elkeen se lewe kom doen het. Dankie vir die verlossing, dankie vir die olie in ons lampies. Dankie dat ons ligdraers kan wees, Here, maar ook dankie dat ons 'n swaard kan dra, wat U woord is, Here. U woord in waarheid. Dankie, Here, dat die Heilige Gees ons in waarheid lei, Here. Dat ons nie in die bose se trap strap nie, Here. Maar dat ons met oop oë sal beweeg en dat ons onderskeiding kan doen tussen wat sleg is en goed is, Here. Dat ons sal beweeg dit waar U ons plaas in die goeie en dat ons kan afskei dit wat sleg is, Here. Vader, ek bid vir elkeen op hierdie groepie vanaand, Here, dat julle sal vooruit gaan hierdie week, Here. Elkeen wat nou nie is nie, wat op die pad is, dat julle sal veilig hou. Dat julle sal terugbring veilig by hulle huise, Here. Vader, ek vra dat hierdie dag 'n geseënde dag sal wees, Here. Vader, ek bid, Here, dat hierdie woord ook sal gaan waar dit moet wees, dat dit 'n hart sal raak iewers en dat iemand tot bekering sal kom, dat daar 'n omdraai of 'n begeerte sal kom in hulle harte, dat hulle U sal begine soek, Here, dat hulle U sal begine soek in die woord en weet daar is net een pad. En U alleen bring die verlossing. U alleen, deur U naam kan ons wedergebore word. U alleen kan ons vrymaak. U alleen kan die blindes laat sien. U alleen kan die siekes genees. U alleen kan die krippeles weer laat loop. Dankie, Here, dat U ook ons elkeen se harte kan verander. Here, ek het al gesien hoe manne wat hard was, Here, verander het. Want U het hulle harte verander. Manne wat nog nooit 'n traan kon stort nie, wat skielik 'n traan kon stort, Here. Want U het 'n verandering gebring in hulle binnekant. En ek dank U daarvoor, Here. Dankie dat U nie net ons verlosser is nie, maar dat U ons saligmaker is, dat U ons koning is, ons priester. En ons loof en ons eer U, Here. In Jesus naam. Amen. Dan sê julle, baie dankie vir elkeen wat hier is.
Dankie dat julle deel is hiervan, dankie dat julle die ding laat werk ook. Mag die Here julle seën, mag hy julle versterk, mag hy julle krag gee vir die week. En ek kan net sê shalom.